Goeiedag liewe vriende, ek groet in die wonderbare naam van ons koning Jesus Christus. En vandag wil ek met u 'n gedagte deel, die kosbare vrug van geloof. Alles in ons geestelike lewe begin by die liefde. Die skrif leer ons duidelik dat geloof wat deur die liefde werk, in Galasiërs 5 vers 6, die enigste is wat werklik krag het. Dis die enigste ding wat krag het. Hierdie liefde is soveel meer as net 'n emosie. Dit is 'n diep wortel waaruit die vrug van die Gees ontkiem. Wanneer die Heilige Gees in ons werk, is liefde altyd die eerste en belangrikste teken. Dit baan as ware die weg vir die res van God se karakter om in ons gestalte te kry. Geloof is egter nie bloot 'n abstrakte konsep of 'n onbereikbare ideaal nie. Dit is die lewende kragbron van die Christen se daaglikse wandel. Dit is daardie anker wat ons vashou aan die ewige, selfs wanneer die dinge wat ons om ons sien begin wankel. Die kern van hierdie roeping hoor ons direk uit die mond van Jesus in Markus 11 vers 22. Hy sê, julle moet geloof in God hê. Om so te leef, vra 'n radikale kopskuif. Paulus herinner ons in 2 Korintiërs 5 vers 7, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Hebreërs 11 vers 1 verduidelik dit verder as 'n vaste vertroue op die dinge waarop ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Wanneer ons hierdie geloof werklik uitleef, begin dit sigbare vrugte in ons lewe dra. Vrugte soos oorwinning en bewaring. Volgens 1 Johannes 5 vers 4 behaal ons deur die geloof oorwinning oor die wêreld. Verder verseker 1 Petrus 1 vers 5 ons, dat ons in die krag van God bewaar word deur die geloof tot saligheid. Nog 'n vrug is reiniging en erfskap. Lukas skryf in Handelinge 15 vers 9, dat ons harte gereinig word deur die geloof. Romeine 4 vers 14 en 16 bevestig dat dit ons erfgename van sy ryk beloftes maak. Nog 'n vrug is geestelike insig. In Hebreërs 11 vers 3 lees ons dat ons deur die geloof verstaan dat die wêreld deur die woord van God toeberei is. Daardie wete gee vir ons rus. Dit bevry ons van onnodige bekommernisse, soos byvoorbeeld 'n teorie van evolusie dat ons uit niks uit geskaap is nie, dat daar nie 'n God bestaan nie. Seker een van die grootste vrugte is dat Christus in ons is. Paulus noem in Efesiërs 3 vers 17 die heerlikste vrug van alles, dat Christus deur die geloof in ons harte woon, sodat ons in die liefde gewortel en gegrond kan wees. Hy voeg by in verse 20 en 21 dat dit ons in staat stel om God se krag in ons te ervaar, 'n krag wat ver bo alles is wat ons kan bid of dink. Hierdie inwoning bring ware liefde, geregtigheid en 'n besadigde gees na vore, elkeen ooreenkomstig die maat van geloof wat God genadiglik aan ons toebedeel het. Gaan lees maar Galasiërs 5 vers 6 en Romeine 12 vers 3. Mag ons vandag opnuut besef dat geloof 'n genadegawe is wat ons hele wese transformeer. Geloof is 'n vrye keuse wat God ons gegee het om hom te behaag. Laat ons daarom vas staan in hierdie waarheid en hom eers te kies. Vader, ek dank U vir die vrugte van geloof. Amen. Ek groet U tot volgende keer. Totsiens.